Môre mense, hier is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storieetjie te vertel. En die wat nog nie vir my ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel net my storieetjie uit my hart uit. Ek was 'n priester gewees meeste van my lewe in 'n Christelike kerk. En vandag is ek die laaste 12 jaar 100% spiritual en ek vertel julle my storieetjie, hoekom ek Christianity gelos het. En baie mense vervloek my en sê, Rocco, jy het jou rug op God gedraai. Nee, moenie een oomblik dit sê nie. Ek het nog nooit so naby aan soos gelewe soos ek nou lewe nie. Ek lewe net nie meer saam met die Christen God in die Bybel nie. En ek het al 'n video gemaak oor hom. Dan gaan julle sien, as julle na my video's kyk, dan gaan julle sien hoekom ek nie in hom glo nie. En daar kan julle my aanvat daarop. Ek sal nogal uitsien, daar kan julle my siening verander. Ek glo nie. Maar in elk geval mense, vandag wil ek met julle praat oor nog ietsie wat natuurlik aan siening is geraak. So trek 'n stoel nader as jy 'n Bybelkenner is en jy voel dat jy sien kans om vir Rocco verkeerd te bewys. Ek dink die hele wêreld sal graag jou siening wil hoor, want ek gaan vandag weer vir julle ietsie wys wat jou kerk van jou al weggesteek het. En ek dink dit is wat ek nooit kon verstaan as 'n priester in 'n Christelike kerkie. Laat ons glo, laat ons het die Heilige Gees. En staan die Heilige Gees nie vir waarheid nie, nou kom die kerk stil gebly oor die goeie. Vandag wil ek praat oor die drie enige God. Het die drie enige God bestaan? En hoe verder ek teruggaan in geskiedenis, vind ek glad nie. Vir die eerste 200.000 jaar wat mense op hierdie aarde was, niemand die woord drie enige God gebruik of die woord God gebruik nie. Is dit nie skokkend nie? Vir die eerste paar 100.000 jaar voor Jesus het niemand die woord God of drie enige God gebruik nie. Selfs Jesus het dit nie gebruik nie. Nou hoe weet Rocco dit? Omdat die woord drie enige God het eers 325 jaar na Jesus vir die eerste keer verskyn. Toe die Council van Syria 'n debat gevoer het daaroor en gloetjies getrek het, gaan sy in die Bybel sit ja of nee? Moet ons dit so doen ja of nee? En omdat die woord God het eers 'n paar 100 jaar terug vir die eerste keer in ons Bybels verskyn. So met ander woorde, daar's twee woorde wat net toevallig uit die lug het geval het, wat jou kerk jou nie vertel nie. So nee, die drie enige God het nooit bestaan nie. Dit staan in geen eindige geskrif nie, staan nie op die strals nie, staan nie op die kliptablette nie, dit staan nie op jou Hebreëse geskriftes nie, dit staan nie eers in die oorspronklike Griekse Nuwe Testament nie. Nou hoekom glo julle die nonsens? Nou verstaan julle hoekom Rocco Christianity gelos het. Nie net bestaan hierdie drie enige God nie, dis iets wat die kerk ingebring het om jou te laat dink dat Jesus is God. En die enigste boek wat julle het om vir die mense te bewys dat Jesus God is Johannes. Wat jou kerk jou ook nie vertel nie, is die boek Johannes is geskrywe amper 100 jaar nadat Jesus dood is. Kom aan mense, ons moes nie stupid nie. So met ander woorde, dit is geskrywe deur geen ooggetuienis nie. As Jesus bid tot God, hoe kan hy God wees? As Jesus sê, ek gaan op na die Vader toe op die regterkant van hom te sit, wie gaan dan aan die regterkant sit? So julle het geen bewys dat Jesus God is nie. Kom ons maak dit nog makliker vir julle. As elkeen van ons as 'n siel uit God uitgebore is dit nie almal kinders van God nie? Vra maar net. Nou ja, dit is my storieetjie vir vanoggend. Geniet hom en as jy voel Rocco, ek kan jou verkeerd bewys, ek dare jou, go for it. Dankie mense, groete, liefde Rocco.